Hello and welcome to Agricultural Insights with The Farmer's Wife. My name is Gerda Hayward and I'm the owner and founder of The Farmer's Wife Photography. This week we are visiting Wipfontein just outside Alexandria in the Eastern Cape. So come with me while I learn more about the Cape lop ears and see how Sunay does her thing. Môre Sunay, baie dankie dat julle my so welkom geheet het hier so by Wipfontein en dat jy die tyd afgestaan het om met my te kom gesels oor die inheemse veldbokke, spesifiek dan die ekotipe, die Cape lop ears. Dankie Gerda, baie dankie ook vir jou tyd en ek hoop jy geniet dit dan vandag hier by ons. Sunay, vertel ons, wat het jou geïnspireer om met bokke te begin boer? Ag Gerda, weet jy, ek dink nie dit gaan noodwendig oor die bokke spesifiek nie. Ek dink dit gaan maar oor die algemeen oor my liefde vir diere in geheel. My paadjie het my nou gelei dat ek by die inheemse veldbokke opgeëindig het en dat ek wonderlike mense ook ontmoet het by die inheemse veldbok genootskap. En ag, ek van kindsbeen af kan ek onthou dat my oupa vir my gesê het, jy boer nie met 'n bok nie, jy boer eintlik met sy persoonlikheid. Skryf vir my 'n tipiese werksdag in jou boerdery. Om uit die kleinvee alleenlike bestaan te maak, ek dink ons almal weet, dit is maar 'n bietjie moeilik, so ons almal moet maar verskillende takkies maak met ons boerdery. So ek het nou maar 'n bietjie konsultasiewerk en ek het ook my PhD kursus gedoen, so ek jag ook maar so 'n bietjie en ja, dit is nou maar verskillende goedjies. My dag tot dag dalkies verskil maar elke dag. Maar wat die bokkies nou betref, ek probeer maar om hulle elke dag te sien en elke dag te tel. Ons is hier in die Alexandria area en in hierdie pragtige valleie beweeg die luiperde maar deur en omdat ons ook omring is met reservate en so is dit ook maar 'n broeiplek vir jakkalse en rooikatte en so ek weet ons almal sukkel maar met ongedierte, so dit is nie 'n ongewone ding nie. Maar ek probeer maar dat ons elke oggend en elke aand die bokkies tel en ook kraal en so. Hier en daar 'n bietjie kraalwerk en so. Ja, so dit is maar dit, maar ek is dankbaar om die voorreg te hê om die pragtige valleie te mag sien. Ek dink ook die bokkies, die wat wel hierby sê ook elke dag dankie vir die lekker kossies wat hier is. Ja, buiten die lekker borsvleis wat hulle ook eet.
jy as boer, watse raad het jy vir die vrou in die landbousektor? Gerda, dis 'n bietjie 'n moeilike vraagie om te antwoord. Ek hoop my boetie sien nie die video nie. Ek was baie bevoorreg om 3 boeties te kon hê. Almal sê ek is dalk die bedorwe brokkie. In daardie sin dink ek kon regtig opkyk na my boeties en hulle was vir my baie mooi voorbeeld waar hulle ook lief is vir die natuur en vir diere. So ek het regtig baie mooi voorbeelde en self my pa is ook vir my 'n baie mooi voorbeeld en hulle almal het soveel deursettingsvermoë en wilskrag. So ek dink dit hang ook af as vrou watter voorbeeld jou pa-figuur in jou lewe gespeel het. Maar ook dit hang ook af watter veg en wilskrag jy in jouself het. As jy wil, kan jy enigiets verrig. So ja, jy moet binne in jouself moet jy eerstens 'n keuse maak. As jy wil, dan kan jy regtig enigiets doen. En weet jy Gerda, ek glo dat as jy nou regtig wil onderskei tussen mans en vrouens, ek glo dat ons verskillend gemaak is en dat ons vermoëns definitief verskil. Dit is natuurlik so. En dit is goed so, dit is hoe ons gemaak is. En ek dink dat ons ook so gemaak is om mekaar aan te vul. En as jy dan nou alleen jou taakies moet aanpak, is dit ook oukei. As jy dan nou fisies nie sterk genoeg is nie, dan moet jy maar net sorg dat jou oë oral is. Jy weet, jy kan nie verwag dat as jy in die huis gaan wees dat die goedjies maar net gaan gebeur nie. Jou oë moet dan oral wees en jy moet sorg dat jou boekhouding en jou data en jou goedjies mooi op datum is. Ek glo dat ons hier op aarde gesit het om alles tot eer en verheerliking van sy naam te doen en ook tot die beste van ons vermoë. Ek wil amper dan ook sê, naas wat jy glo is die tweede belangrikste ding is kennis is mag en mag is kennis. Lees en dan moet jy maar nog so 'n bietjie lees. As jy nie weet wat om jou aangaan nie en in die wêreld daar buite aangaan nie, dan kan dit baie maklik jou ondergang beteken. Ja, jy moet baie bewus wees van wat om jou aangaan. Dit is regtig 'n baie belangrike aspek. Inteendeel, dit kan jou baie groter spiere gee as een van die manne met die grootste spiere langs jou. Dankie Sunay vir jou insig en dat ons 'n bietjie tyd saam met jou bokkies kon spandeer het. Ek wens vir jou baie voorspoed toe vir die toekoms. Baie dankie Gerda, dit was werklik lekker om vir jou ook hier te hê. Baie dankie ook vir die pragtige bemarkingsvideo wat jy ook vir my geskiet het. Ek wens ook vir jou ook alle voorspoed toe met die mooi werk wat jy doen en dit bring soveel vreugde as jy ook ons diere so mooi vasvang en dit is vir ons ook baie lekker as ons diere so mooi op fotootjies en op digitale platforms kan sien. So baie dankie vir jou mooi werk ook.